Watter een van die volgende is 'n funksionele isomeer van butanosuur? Die korrekte antwoord is B. Hierso sien jy die struktuurformule van butanosuur. Dit stem ooreen met opsie C. 4 koolstowwe, ons sien die C dubbelbinding O, OH, die karboksielgroep, hierdie is 'n karboksielsuur. Nou, as dit kom by funksionele isomere, dan weet jy daar's twee pare. Daar is die aldehiede en ketone, wat nie van toepassing is op hierdie vraag nie, en dan karboksielsure en esters. Ons soek dus 'n funksionele isomeer van hierdie karboksielsuur en ons weet dit gaan 'n ester wees en ons weet daardie spesifieke ester gaan 4 koolstowwe hê. So dit kan of wees etiletanoaat, dit kan wees metielpropanoaat of dit kan wees propielmetanoaat. En daar is ons opsie, dit is etieletanoaat. 2 koolstowwe wat die etiel vir ons gee, dit kom van etanol af en dan 2 koolstowwe etanoaat, dit is van die etanosuur afkomstig. Soos ek gesê het, daar is ook 2 ander opsies wat ook funksionele isomere kon gewees het en dit is metielpropanoaat of propielmetanoaat. Kom ons kyk ook vinnig na A en D. A, funksionele groep C dubbelbinding OOH en dit is natuurlik die karboksielgroep, dis 'n karboksielsuur. Ons begin te nommer 1, 2, jy kan of regs gaan of afgaan 3. So hierdie is 2 metielpropanosuur. So dit is wel 'n isomeer van butanosuur, maar dit is 'n kettingisomeer en nie 'n funksionele isomeer nie. En D, ons sien C dubbelbinding O, dit is die karbonielgroep. Ons gaan die ketoon met ander woorde van links af nommer, so naas moontlik aan die karbonielgroep 1, 2, 3, 4, 'n 4 koolstof ketoon, dis butan 2-oon en dit is geensins 'n isomeer van butanosuur nie.